oor iets wat ons beleef in ons lewe, iets wat ons aanvoel. En vriende, mag ons vandag iets van God se vertroosting beleef, iets van sy teenwoordigheid beleef, hier waar ons vandag is. Vriende, ek wil julle vandag inlei met die begrafnisbrief, wat vir ons so mooi saamgestel is. Ek lees vir ons voor. In liefdevolle herinnering aan George James Floyd. Gebore 22 Desember 1940, wat te sterwe gekom het 6 Mei 2024. Van die gewer van alle lewe het ons ontvang die gawe van 'n toegewyde man, pa en oupa. Mense kom en gaan, maar hul mooi herinneringe bly bestaan. So sal ons hom altyd onthou. Vir 83 jaar, 4 maande en 15 dae is hy aan ons geleen. Sy stem het stil geraak toe God geroep en sy wil bekend gemaak het. Ons wie agterbly sal berus dat so Gods wil vir ons die beste is. Ons treur nie sonder hoop nie, maar verheug ons in die gedagte dat ons eendag weer saam sal wees van ons almal wat hom so lief gehad het. Vriende, wanneer ons dink oor die leemtes wat ons beleef in ons lewens, dan besef ons een ding. En dit is dat daar 'n groot God is. 'n God is wat ons liefhet, wat ons ken, wat ons gemaak het, wat ons gebring het tot vandag. En vriende, ek wil vra dat ons vandag begin deur eer te bring aan hierdie God. Ons gaan 'n lied sing, O Heer my God, die woorde is in die blaadjie. Kom ons sing die lied, O Heer my God, verse 1, vers 2 en vers 4. Kom ons staan op. O Heer my God, as ek in eerbied en al die werke elke dag aanskou. Die son en maan, die aarde, sterre, wolke, hoe u dit elke dag so onderhou. Dan moet ek juig, my redder en my God, hoe groot is u, hoe groot is u, want deur die hele skepping klink dit saam, hoe heerlik berge vlaktes, ek hoor hoe fluister, grasse stroom en wind. O Heer, u sorg, vir klein, vir groot, vir alles, en u sorg dag na dag vir my kind. Dan moet ek juig, my redder en my God. Hoe groot is u, hoe groot is u, want deur die hele skepping klink dit saam. Hoe heerlik eer u grote naam. U maak ons deel van al die grootste werke
mag kom. En kom U weer in heerlikheid op wolke, maak U volkome nuut U eiendom. Dan moet ek juig my Redder en my God. O groot is U, o groot is U, wanneer die hele skepping klink dit saam. O heerlik eer U grote naam. Hemelvader, vandag is ons hier by mekaar as vriende, familie. Here, wat 'n groot stuk hartseer in ons lewens beleef, 'n leemte in ons lewens beleef. Maar Here, wat 'n stuk sekerheid ook het. 'n Sekerheid dat U God is. 'n Sekerheid dat U lewe gee. 'n Sekerheid in U ewige lewe. Ons vra, Here, dat U vandag op 'n besonderse manier in ons lewens sal inspreek. Here, ons vra dat U ons as vriende en die familie sal toevou in die arms van rus. Ja, Here, dat U vir ons 'n kalmte sal gee, ook vandag. Ons bid dit in Jesus se naam. Amen. Dankie, kan die plek inneem. Vriende, ons skriflesing vandag is Psalm 121. 'n Psalm wat vir hom George baie beteken het, maar nie net vir hom nie, ook vir die familie. Wat sê, dis een van daai psalms wat hulle so goed ken dat hulle eintlik die verwysing al vergeet het. Maar 'n kosbare psalm wat vandag ook vir ons soveel beteken. Ek lees dit vir ons, Psalm 121. ‘n pelgrimslied. Ek kyk op na die berge. Waar sal my hulp vandaan kom? My hulp is van die Here, wat hemel en aarde gemaak het. Hy sal nie toelaat dat jou voet struikel nie. Jou beskermer sal nie insluimer nie. Kyk, die beskermer van Israel sluimer nie in nie, en hy slaap nie. Die Here is jou beskermer, die Here is jou skaduwee aan jou regterhand. Bedag sal die son jou nie skaad nie, en snags ook nie die maan nie. Die Here sal jou beskerm teen elke onheil, hy sal jou lewe beskerm. Die Here sal jou beskerm, jou uitgaan beskerm, en jou terugkeer beskerm. Van nou af, en vir altyd. Vriende, ons is almal op reis in ons lewe. Is dit nie so nie? Ons elkeen het ons eie storie om te vertel. Ons elkeen het ons eie pad geloop, kom van 'n spesifieke plek af, het getrek, het gebly, het rondbeweeg, het verskillende ervarings en belewennisse opgebou in ons lewens. Ons elkeen het in ons lewe ons eie reis. En so stap die Here ook 'n spesifieke pad met ons elkeen. Daar's nie twee van ons wie se pad dieselfde lyk nie. Ons paadjies verskil van mekaar. Ook so vandag, wanneer ons kyk na hierdie Psalm, dan begin hy amper met 'n opskrif, 'n pelgrimslied. Daai gee eintlik vir ons die hele konteks van waar ons van waaruit ons hierdie Psalm moet verstaan. 'n Pelgrimslied vir die Jode was dit, of in daai tyd die Israeliete, was dit geweldig belangrik om gereeld op te trek na Jerusalem toe, want daar het hulle God aanbid.
Daar het hulle op 'n besonderse manier God se teenwoordigheid beleef. Daar het hulle dit wat hulle gehad het voor God kom wy en vir God kom gee. Dit was vir hulle 'n belangrike pelgrimstog wat hulle probeer het om ten minste 1 keer 'n jaar te doen. Dan het hulle opgetrek na Jerusalem. En dan skets dit vir ons die hele prentjie van dit waardeur hulle gaan. Hulle pak hulle tassies, nou vir ons, as ons gou Pretoria toe wil ry, pak ons deesdae nie eers meer 'n tassie nie, is dit nie waar nie? Ons klim in die kar en ons ry. My pa het altyd vertel, as hulle van Klerksdorp na Potchefstroom toe gery het hulle halfpad gestop en hulle het padkos geëet. Dis 50 kilometer. Tye het verander en nog baie meer van die Israeliete se tyd af. As hulle opgetrek het Jerusalem toe, was dit 'n paar dae se reis wat hulle moes loop, meeste van die tyd. Dit was 'n moeilike pad. So wanneer hulle hierdie pad loop, wil ek vir ons die prentjie skets. Hulle het in 'n bergagtige wêreld geleef. So dit beteken, hulle moes die pad loop wat die beste pad sou wees, wat waarskynlik al uitgetrap sou gewees het na Jerusalem toe. Nou vir ons sou dit baie vergelyk kon word met die Longtompas. Of met enige van ons paaie. As ons 'n pad vat, dan is daar berge rondom ons. En iets wat hulle beleef het, was die kronkel en die draai van elke pad. Iets wat hulle beleef het was, daai stadium nog ongelyke grond. Dis eers in die Romeinse tyd wat hulle vaste paaie gebou het. So dit was ongelyk, die terrein was moeilik om oor te beweeg. En boop dit was daar gevare. Baie gevare. Dis wind en weer, wat hulle nie sou geweet het, hoe hulle dit sou kry nie. So soms het hulle in die reën geloop. Hulle moes versigtig wees om nie self siek te word nie. Op hierdie pad was daar wilde diere. Wilde diere het hulle soms aangeval. Dit was 'n gevaarlike pad. Maar waarskynlik die grootste gevaar wat hulle gevrees het in hulle lewe op hierdie pad, was rowers, wat om elke hoek en draai gewag het. So wanneer hulle hierdie reis neem, wanneer hulle tassies het en loop, dan het hulle geweet, dis 'n geloofspad. Dan het hulle geweet, op hulle eie kan hulle nie loop nie. En dan het hulle op hierdie pad sekere liedere gesing. Liedere wat vir hulle hoop gee, liedere wat vertel en getuig oor wie God is in hulle lewe op hierdie pad. En in besonder ook hierdie psalm. Hier so 15 psalms van Psalm 120 af, wat as pelgrimsliedere beskou word. En dan het hulle hierdie lied gesing op pad. Ek kyk op na die berge. Waar sal my hulp vandaan kom? Ja, ons kry so 'n bietjie iets van daai belewenis wat ons dalk aan Psalm 23 wil koppel, net al val hierdie skade wees oor my, al sit ek met 'n stuk vrees in my lewe, sal ek nie bang wees nie. Ek kyk op na die berge. Waar sal my hulp vandaan kom? Dis eintlik 'n retoriese vraag. Want weet jy wat? Dit het 'n eenvoudige antwoord. My hulp is van die Here. Die Here wat hemel en aarde gemaak het. Die interessante is, as hulle nou deur hierdie berge sou loop, dan was daar nog iets wat hulle raak gesien het. Die heidene nasies van daardie tyd het hulle tempels op die berge gebou, so ver as wat hulle gaan. Hulle het so ver as wat die paaie loop, het hulle plekke gehad waar hulle kon gaan aanbid. So dis ook so bietjie 'n vraag oor wie is nou werklik God? Ek kyk op na die berge, en in daardie hoogtes is daar soveel goed wat mense gaan sê dat dit is die goed wat jou gaan help. Dit is die goed wat jou gaan red. Dit is die goed wat vir jou veiligheid gaan bied. Dis die goed wat jou gaan
beskerm? Nee, my hulp kom van die Here. En wat sê Here? Hy praat hier van die Jahwe, Here. Hy praat hier van die God van Abraham, Isak en Jakob. Hy praat hier van die God van wonderwerke. Hy praat hier van die God wat hulle uit Egipte uitgelei het, wat hulle gered het. Hy praat oor die God wat hulle menige male beskerm het. Hy praat oor die God wat hulle gered het van allerhande aanvalle deur geskiedenis. Wanneer hulle hierdie lied sing, dan gaan haal hulle alles wat hulle onthou, gaan haal hulle op. Ek glo in die Here. Die Here wat die hemel en aarde gemaak het. In hierdie lied dan beskryf hy wie hierdie Here is. En hy begin, hy is skepper God. Hy is almagtig. Hy is die Here wat hemel en aarde gemaak het. Hy is die Here wat ons nie laat struikel in ons swaar kry tyd nie. Mag partykeer vir ons so voel, is dit nie? Hy is die een wat ons nie sal laat val. Wat ons nie sal laat terughou nie. Hy is die een wat ons ophou. Hy is die een wat vir ons krag gee om elke dag aan te gaan. Dis wie God is. Hy is die Here wat ons beskerm. Psalm 121 maak 'n groot punt hiervan om te sê hy is ons beskermer. Hy hou ons veilig. Onthou nou die prentjie wat ons mekaar geteken het. Dis 'n gevaarlike pad. Wat is dit wat hulle van God vra? Wat is dit wat hulle nodig het om nou te weet, om te weet dat hulle veilig is? Hulle het nodig om te weet God sal hulle beskerm. Dis wat hulle sing. God is ons beskermer. En ons kan getuig van sy beskerming in ons lewens. Hy is nie net ons individueel, ons beskermer nie, nee. Hy is soveel meer as dit, hy is die beskermer van Israel. Vers 4, kyk, die beskermer van Israel sluimer nie in nie. Wel, dit leer ons nog iets. Wie is die Here? Die Here slaap nie. Die Here gaan nie iets wat met ons gebeur mis nie. Hy stap hierdie pad saam met ons, al die pad. Selfs deur die donker dieptes is God teenwoordig. Hy slaap nie. Hy hou nie terug nie. Amper asof hy dit bevestig, kom sê hy sluimer nie in nie. Dit is nou daai ding van om die oggend te voel, vandag wil ek 'n bietjie laat slaap. Ek weet, nie almal beleef dit nie. Vir party mense is laat slaap 6:00 in die oggend. Ja. God sluimer nie in nie. Hy vat nie 'n afdag nie. Vir ons. Hy vat nie 'n afdag nie. Die Here wat nie insluimer nie. So is dit die Here op wie ons fokus. Nou ons ken vir oom George. Ons ken sy lewe. Ons ken die pad wat hy gestap het. Ek het eendag by hulle gekuier, wat hy vir my gesê het, hy moet net eers sy boekrak vir my wys. Nou ja, die familie het ons twee gelos, dat ons twee die boekrak gaan kyk. Maar as oom George eers begin praat het, oor dit wat hy glo, oor die sekerheid wat hy het in die lewe, dan kon hy hom nie stil kry nie. Want George het God geken. Hy het 'n pad met God gestap. En dit is hierdie pad wat God met hom gestap het. God het hom nie gelos nie. Ja, deur hoogtepunte, deur laagtepunte.
was God 'n konstant in sy lewe. Dit was sy getuienis. Tot op die laaste, as hy met hom gepraat het hy hoop gehad in God. God is sy hoop. God het met hom 'n pad geloop en hy met God. Dis hierdie Here, hy wat skepper God is, die almagtige groot God, wat tree vir tree saam met ons loop. En hier staan ons vandag. En ons moet nie vir 'n oomblik dink dat God vir my en vir jou vergeet het nie. Nee, hy is nog steeds saam met my en jou op reis. En hy sal ons nie los nie. Ek kan opkyk na die berge. Ek kan verskillende dinge beleef. Dalk beleef ek die skaduwee, die koue wind, die stryd. Dalk kyk ek op na die berge en ek sien God se skepping raak. Ek sien God se teenwoordigheid raak. Dalk kyk ek op na die berge en ek dink aan alles wat mense al reg gekry het oor tyd. Waar sal my hulp vandaan kom? My hulp kom van die Here. My hulp kom van God. Hierdie psalmskrywer maak 'n stelling. Hy sê, die Here beskerm jou. Hy sê, die Here bewaar jou van alle gevare. Ja, ook op hierdie pad waarop ons nou is. Is dit die pad wat God met ons loop? Vriende, as ons vandag hier by mekaar is, dan vra ons dalk vir onsself die vraag, hoe maak ons sin van dit wat ons hier beleef? Vriende, God gee lewe. Dis wat God gee. Meer as dit wat ek en jy hier kan beleef. God gee ewige lewe aan die wat in hom glo. Soos George in hom geglo het. En daarom is ons oortuig daarvan, weet ons, hy leef. Hy leef by God tot in ewigheid. Dit is vir ons 'n groot vertroosting. Maar wat van my en jou vandag? Want die realiteit bly, ek en jy is hier. Wat ons beleef is 'n leemte. Wat ons beleef is 'n leesstoel. En dan sê die Here vir ons, hy stap hierdie pad ook saam met ons, saam met jou. Hy sien jou raak. Hy ken jou. Hy ken jou oppe en jou affe. Hy ken jou oorwinnings, hy ken jou uitdagings. En hy stap hierdie pad saam met jou. My gebed, vriende, vandag is dat elke een van ons te midde van dit wat ons beleef, hartseer, dalk 'n stuk verdwaaldheid met tye, dat ons in dit wat ons beleef en dit wat ons deurgaan in hierdie proses, dat ons sal vra, waar sal my hulp vandaan kom? My hulp kom van God. Hy wat hemel en aarde gemaak het. En mag dit ook jou gebed wees, elke dag. Kom ons bid saam. Ons Vader wat in die hemel is, ons wil U naam groot maak, want U is God, U is Here, U is ons verlosser,
En Here, op U vertrou ons. En Here, ons sê vir U dankie. Dankie vir dit wat U vir ons gee. Dankie vir die pad wat U saam met ons loop. Want Here, ons is nie verlore nie. Want U stap die pad saam met ons. Here, wanneer ons opkyk na al die uitdagings en alles wat die wêreld bied en alles wat mense vir ons sê, Here, weet ons een ding en dit is dat ons hulp kom van U af. En U sal ons dra. Ja, Here, ons sal nie struikel nie. Ons sal nie val nie, want U is by ons. U is met ons. Dankie, Here, dat ons met oortuiging kan weet dat oom George ook vandag by U is. Ja, Here, dat hy by die feesmaal aansit. Ja, Here, dat hy die wenstreep behaal het. En Here, dat hy oorwinnaar gekroon word. Here, dankie dat ons kan weet met sekerheid dat oom George vandag in U hande is. Here, ons prys U, ons loof U daarvoor. Here, ons vra vir ons wat hierdie leemte dalk beleef, vra ons, vul dit met U liefde. Vul dit met U genade, met U vrede en vertroos ons elke dag. Ons bid dit in Jesus se naam. Amen. Vriende, oom George se pelgrimstog is verby. Hy het die stad van God behaal. Hy het die oorwinning behaal. Daarom kan ons iets daarvan vier deur ook die oorwinningslied te sing. Nooi uit, kom ons staan wanneer ons dan sing. Ek sien in my gees die glorie en die almag van God en ek loof hom vir die oorwinning wat hy gee. Kom ons staan en ons loof die Here daarvoor. Ek sien in my gees die glorie en die almag van die Heer, die Allerhoogste wat in liefde oor sy koninkryk regeer. Hy het beloof aan die einde, op die wolke kom hy weer. Hy is koning, hy regeer. Loof hom, prys hom, halleluja. Loof hom, prys hom, halleluja. Loof hom, prys hom, halleluja. Hy is koning, hy regeer. Die Here is ons vesting wat vir altyd sal bly staan. Hy beskerm elke mens wat in geloof na hom toe gaan. Hy is ons skuilings, hy is ons wapen, hy die vyand reeds verslaan. Hy is die rots wat ewig staan. Loof hom, prys hom, halleluja. Loof hom, prys hom, halleluja. Loof hom, prys hom, halleluja. Hy is die rots wat ewig staan. Kom deel nou in ons loflied, hef jou hande op na bo, blaas bassyne, slaan op tromme en kom dans voor God se oor. Kom leef in die oorwinning van sy woord waarin ons glo, want sy woord sal ewig staan. Loof hom, prys hom, halleluja. Loof hom, prys hom, halleluja. Loof hom, prys hom, halleluja. Want sy woord sal ewig staan.
sy woord sal ewig staan, sy woord sal ewig staan. Dankie, kan die plekke inneem. Ek wil dan nou vir Bruce uitnooi om vir ons 'n finale heldeblyk ook te bring aan oom George. Dankie. Liewe vriende en familie, ek is Bruce Lister, die skoonseun van George Floyd. Vriende, familie, Maud, Colin, Susan, Lizelle, Steve, Nicola, James en Rachel. Ek is baie jammer vir julle verlies. Ek staan saam met julle in hierdie hartseer tyd. Ons wil die nagedagtenis van George eer. Vandat ek die eerste keer vir George ontmoet het hy altyd my in sy familie verwelkom. Met 'n vrygewigheid wat ek sal nooit vergeet nie. When I married into the family, he welcomed me with open arms, treating me not just as a son-in-law, but as a son. His loving acceptance and support have always been a constant source of comfort and strength to me. Ek is seker, baie van julle het ook sulke ondervindings en gevoelens gehad. George was 'n man waarvoor ons baie respek gehad het en vir wie ons baie lief was. Hy het altyd voluit gelewe. Hy het met vreugde en trots gepraat van sy dae by die Unisse, by Bosbou, sy bakkery, die watervalplaas, die houtskoolbesigheid, die pestkontrolbesigheid en al die ander werk wat hy gedoen het. Almal het sy werk gesien op die plaas en hoe hy het 'n tuiste gemaak vir sy familie gebou het. En dit het altyd 'n groot indruk gemaak dat alles wat hy gedoen het, hy met sy hele hart gedoen het. Hy het ook soveel ander werk gedoen vir sy gemeenskap, onder andere by Wenakker, by die TLU, by die kerk, die tuin, by die ingang van Leidenberg. En het altyd dit ook gedoen met sy hele hart. Hy het vertel van vergaderings, vriende, strye en goeie tye met hierdie verskillende aktiwiteite. Hy was betrokke en wou altyd die beste hê vir sy gemeenskap. Hy was nie bang vir harde werk nie. Hy was lief vir lees om meer te leer, lief vir reis, lief vir nuwe ondervindinge, lief vir die natuur, die bome en die voëls. Hy was lief vir mense en kon maklik praat met mense waar ook al hulle vandaan kom. George was 'n goedhartige man, 'n vrygewige man, wie altyd omgegee het en het baie hard probeer om vir mense te help en het baie beteken vir soveel mense. Hy was baie lief vir sy hele familie. Hy het goeie dinge vertel van sy pa en ma, waarvoor hy baie lief was. Familie het altyd eers gekom vir George. Hy het soveel liefde en trots vir Colin, Theresa en Lizelle gehad. Daar was niks wat hy nie vir sy kinders sou gedoen het nie. Colin, Theresa en Lizelle was baie lief vir George. En vir hulle was hy die beste pa wat God ooit kon gegee het. Toe Theresa in 'n motorongeluk oorlede is, het George 'n baie moeilike tyd gehad. En daar was altyd 'n seer stuk in sy hart daarna. Maar hy het altyd vir my, ons dogter Rachel en later Helga, my huidige vrou, soveel liefde gehad en gewys.
Saam met Susan en Steve was dit 'n voorreg en 'n eer om George se skoonkinders te wees. Nou die dag het ek gepraat oor wat 'n mens se uitstekende voorbeelde is van 'n ouer egpaar en soos wie ons wou wees as ons ouer word. Ek het onmiddellik gesê George en Maud. George was die gelukkigste as hy saam met Maud was. En hulle het 'n lewe gehad wat vol liefde was. Hulle het vir hulle familie gesorg en gebou. En soos die woord op die plaas sê, was die familie 'n heilige plek van serendipity. Saam met julle, ek tree George se afsterwe. I pray that Jesus will bring comfort and peace to all of us at this time. I also give thanks to Jesus and celebrate the life of George, a man who was a pillar of strength, an inspiration, and a wellspring of wisdom, a life that was lived with purpose and with love. Dominee Johan, baie dankie vir alles wat jy vir George, Maud en die hele Floyd gesin gedoen het. Jou liefde, jou besoeke, jou gebede en jou ondersteuning het baie vir George beteken en het Maud en die Floyd gesin baie getroos op hierdie moeilike pad. Baie dankie. Dankie Bruce. Familie het my gevra om die bedankings te hanteer. En die eerste dank ons God, die familie nou, vir God, vir nie net die tydperk van 15 Februarie tot 6 Mei toe nie, maar ook vir 'n leeftyd. Dankie aan die mediese personeel van Shelley Beach Hospitaal. Dankie vir Lizelle en Steve. Dankie vir die vlug tot in Pretoria. Dankie vir Bruce en Helga wat ons huis toe gebring het. Dankie vir almal se spesiale gebede, ondersteuning, huisbesoeke en telefoonoproepe van familie en van vriende af. Besonder baie dank aan Dr. Verster vir sy tuisbesoeke en ons bure Tannie Marie, Irma, Aida en Isak. Dankie ook aan Colin en Susan. Ook die kleinkinders Nicola, James en Rachel. Dankie ook vir almal wat toerusting en hulpmiddels gebring het. Spesiale dank aan Kobie, Henny en Susan en Callie vir al julle gebede en ondersteuning. Dankie aan Ma Maud. Dankie vir Ma se toegewyde versorging van pa en die goeie vrou wat ma vir pa was. En seker nog steeds is. Baie dankie dat ons so 'n spesiale man, oupa en vriend in ons lewens kon gehad het. Vriende, ek wil julle uitnooi dat ons nou net soos wat ons sit, 'n lied gaan sing. Ons gaan sing Amazing Grace. En julle sal sien al 5 verse is ingedruk in die blaadjie. Kom ons sing Amazing Grace. Iets wat kom vertel van God se genade wat ons kom uitruk het, toe ons tot bekering gekom het, toe ons tot God gekom het, hy wat ons nuut gemaak het in hierdie gebroke wêreld. Kom ons sing Amazing Grace. Grace that taught
now I first believed. Through many dangers, toils, and snares, I have already come. This grace that brought me safe this far, and grace will lead me home. When we've been here 10,000 years, bright shining as the sun, with no less days to sing God's praise than when we first begun. Amazing grace, how sweet the sound that saved a wretch like me. I once was lost, but now I'm found. Was blind, but now I see. Vriende, ons neem vandag afskeid van George James Floyd, wat deur die dood van ons weggeneem is. Paulus bemoedig ons in Romeine 8, wanneer hy sê, ek is oortuig dat die lyding van die huidige tyd nie vergelyk kan word met die heerlikheid wat bestem is om aan ons geopenbaar te word nie. Ons dink aan die graf van ons Here Jesus in die tuin van Josef van Arimatea. Deur sy dood het Jesus die dood oorwin. Op die Sondagmôre was die klip weggerol. Die graf was leeg. 'n Engel het vir die vroue gesê, moenie skrik nie, julle soek Jesus van Nasaret, hy wat gekruisig is. Hy is nie hier nie, hy is opgewek. Dan dink ons aan Jesus se eie woorde. Toe hy vir ons gesê het, ek is die opstanding en die lewe, wie in my glo sal lewe al sterwe hy ook, en elkeen wat lewe en in my glo, sal in alle ewigheid nooit sterwe nie. Daarom glo ons. Ons glo in God die Vader, die Almagtige, die skepper van die hemel en die aarde. Ons glo in Jesus Christus, sy enige gebore seun. Ons glo dat hy ontvang is van die Heilige Gees, gebore is uit die maagd Maria. Hy wat gelei het onder Pontius Pilatus, gekruisig is, gesterf het, begrawe is en ter helle neergedaal het. Ons glo in hy wat opgestaan het na 3 dae, wat opgevaar het na die hemel, wat sit aan die regterhand van God, die Almagtige Vader, van waar hy sal kom om te oordeel, die wat nog lewe en die wat reeds gesterf het. Ons glo in die Heilige Gees. Ons glo in 'n heilige algemene Christelike kerk, die gemeenskap van die heiliges. Ons glo in vergifnis van sondes. Ons glo in die opstanding van die vlees. Ons glo in ewige lewe. Kom ons bid saam. Ons Vader wat in die hemel is,
laat U naam geheilig word. Laat U koninkryk kom. Laat U wil geskied, soos in die hemele, so ook op die aarde. Gee ons vandag ons daaglikse brood, en vergeef ons ons skulde, soos ons ook hulle vergewe wat teenoor ons skuldig staan. Laat kom ons nie in die versoeking nie, maar verlos ons van die bose. Want aan U behoort die koninkryk en die krag en die heerlikheid tot in alle ewigheid. Amen. Vriende, ek wil U vandag uitnooi vir 'n laaste eerbetoon. En ek gaan vandag dit so reël dat ons as vriende eerste 'n draai kom maak. En soos wat julle dan totsiens sê, kan julle net reguit uitstap en dan kry ons mekaar in die klein kerkie. Almal is uitgenooi om saam te kom koffie en tee drink, om saam te onthou wie oom George was. Dan sal ons laaste vir die familie kans gee om ook totsiens te sê. Vriende, ek nooi uit, ons kan hier begin van die regterkant, julle linkerkant af. Kom sê totsiens. Hulle het gevra dat ons Amazing Grace luister, terwyl ons dan totsiens sê. Dankie.